Hemelvader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U, vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer vir U, as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U, vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer vir U, as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Halleluja, halleluja, ek buig neer vir U, as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas van syne staan op tromme en kom dans vir God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan, want sy woord sal ewig staan, want sy woord sal ewig staan. Wat kan ons skei van die liefde van Jesus, honger, benoudheid, noodheid of swaard? Wie sal ons ooit voor 'n regter kan daag? Jesus het self vir ons die prys betaal, want hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Hy het my vrygemaak, ek is die koning se kind, want hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Hy het my vrygemaak, ek is die koning se kind.
want hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het my vrygemaak, ek is die koning se kind. Ek is oorwinnaar, ek lewe nie meer, dood vir die sonde, hy is in beheer. Ek het gesterwe in Jesus die Heer, dood vir die sonde, my koning en Heer, want hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het my vrygemaak, ek is die koning se kind, want hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het my vrygemaak, ek is die koning se kind. Opgestaan, opgestaan. Goeiemôre, welkom elkeen hier vanmôre. Ons wil spesiaal net vir Dominee André Lotter vanmôre baie welkom sê en ook familie en almal wat saam is, almal wat kom kuier vanmôre, baie dankie. En dankie dat jy vir ons help vanmôre en volgende Sondag dink ek sien ons hier weer, nee. Dis reg. Dankie baie, dankie Dominee. Baie dankie Peer. Goeiemôre van my kant af. Dis lekker vir my en Regina om vanmôre hier saam met julle te wees. Julle moet my stem vandag verskoon. My vrou het my in hierdie week geleentheid gegee om 'n bietjie meer te praat as gewoonlik. En dit het my nou regtig waar nie goed gedoen nie. So ek sal maar teruggaan na die ou manier van om net stil te sit en te luister. Dan lyk dit vir my gaan dit beter met my stem. Maar ons vertrou dat julle daarom alles sal kan hoor. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil en dan sonder ons af en ons vra vir die Here om ook deur sy gees van ons besit te neem. Dit was vir my goed toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na Sion om die Here daar te aanbid. En nou is ek hier in Sion. En soos die berge Jerusalem van alle kante af omsluit, so is die Here rondom die wat hom dien, van nou af tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Christus Jesus ons Verlosser deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou ook 'n loflied sing tot eer van die Here, Vader, Seun, Heilige Gees, waar ons die drie eenheid wat ons Here en ons God en die beskikker van ons deel en lot is, se lof dan so saam besing. Kom ons staan en ons doen dit dan ook tot sy eer. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en eer ons God as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Word uit word, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip ons verstand, is die grootheid hier. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en eer ons God as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om so vanuit ons harte te sing oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie God wat is, wat was en wat tot in alle ewigheid sal wees.
En is wonderlik om dit aan die wêreld te wil verkondig dat hierdie God in beheer is. Dat hy ons Here en ons God is en dat hy die beskikker van ons deel en ons lot is. En dat wat in hierdie wêreld gebeur, nie maar aan willekeur of aan die mens of aan die toeval oorgelaat is nie. Maar dat U bo alles en agter alles in beheer is. Om hierdie wêreld te neem na daar waar U deur die woord vir ons ook beskryf dit sal gaan. Juis omdat U die ene is wat die wêreldgeskiedenis ook in U hande vashou. Vir ons as die kinders is daarin 'n geweldige groot troos om te weet dat ons nie aan die willekeur van mense of van die toeval oorgelaat is nie. Maar dat ons as die kinders ook veilig is binne die hande van 'n lewende en 'n liefdevolle God. 'n God wat ons so lief het dat U nie wou toelaat dat ons verlore gaan nie. En daarom U seun aan 'n kruishout laat vasspyker het, om daar laat sterf het, sodat ons tot in alle ewigheid saam met U kan lewe. Hoe wonderlik, Here, dat ons juis daarin weer kon sien, dat U nie die ewigheid sonder ons wil deurbring nie, maar dat U ons wil deel maak van U ewigheidsstorie, sodat ons vir tyd en vir ewigheid in U teenwoordigheid kan wees. En ons weet, dis alleen maar verkry deur die kruisdood en die leë graf van ons Here en van ons Verlosser. Nou wil ons vra dat U asseblief vir ons ook sal help, sodat ons vanuit die krag van hierdie oorwinning, van hierdie verlossing elke dag sal lewe. En dat ons vanuit hierdie krag, waar ons is in die wêreld, daar waar U ons geplaas het, op so 'n wyse sal leef dat ons U oorwinning daar kan proklameer. Dankie, Here, dat ons weet, U is saam met ons in hierdie proses. U stuur ons uit, maar U sê ek is ook by julle teenwoordig, daar waar julle in my naam is en my naam verkondig. Kom dan nou asseblief vanmôre deur die woord en deur die Gees en raak ons aan, want ons is hier om na U woord en na U Gees te luister. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Nou ons skriflesing van vanmôre gaan ons kry daar in Johannes 20 en ons gaan lees vanaf vers 11 tot 18. En ons tema van vanmôre is God se oorwinnende krag is tot jou beskikking. Ons kan dit ook anders stel en sê Jesus se opstandingskrag is tot jou beskikking. En dan lees ons nou hier die baie bekende gedeelte waar Jesus aan Maria Magdalena verskyn het na sy opstanding uit die dood. Ons lees by vers 18. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader toe wat ook julle Vader is, na my God wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien." En sy het ook vertel wat hy daar vir haar
gesê het. Ons lees tot daar uit die Here se woord en dan wil ek net herhaal dit wat ons lees, wat sy na die dat hy vir haar sê, moet my nie vashou nie. Hy kyk na haar, hy sê, moet my nie vashou nie, en gaan sê vir my broers, julle het my gesien. Nou, ons is elke dag wanneer ons na die nuus kyk, en elke dag wanneer ons TV of na die koerante of die netwerke kyk, dan word ons geraak deur dit wat ons daar sien, wat in fotos vir ons gewys word. Dit word nie verniet gesê dat 'n foto spreek meer as 1000 woorde. En so was daar in die afgelope tyd ook die foto van 'n vrou wat in die Oekraïne is, waar sy verslae staan voor hierdie gebou, wat agter haar is, wat totaal en al vernietig is deur die bomme van die Russiese weermag. En as 'n mens dan nou na hierdie foto kyk, dan kan jy nie anders as om diep geraak te wees deur dit wat jy sien. Dit voel vir jou asof jy hierdie vrou se hooploosheid, haar hopeloosheid, haar verslaanheid eintlik self ook kan aanvoel. En as 'n mens nou mooi na hierdie foto kyk, dan wil 'n mens eintlik sê, dit getuig eintlik van die oorwinning van die bose in hierdie wêreld, want dit is absoluut boos wat daar gebeur het. 'n Foto wat vertel van die bose en van sy oorwinning. Verlede Vrydag het ons teruggedink aan dit wat daar op die kruishout by Golgotha gebeur het, toe 'n onskuldige man deur 'n klomp booswigte aan 'n kruishout vasgespijker is. En sou ons na daardie foto kon kyk en sou ons ook kon sê, Golgotha getuig van dood, van verwoesting. Golgotha getuig eintlik van niks anders as die oorwinning van die bose oor die oorwinning van die koninkryk, as 'n mens heel oppervlakkig daarna gaan kyk. En moet ons ook sê, dat as die aardse verhaal van die Here Jesus daar by Golgotha opgehou het, dan was dit inderdaad 'n oorwinning vir die duiwel en vir sy mag. Maar as ons gaan kyk na die foto van die leë graf, dan vertel dit vir ons weer 'n totaal en al ander verhaal. Dit vertel vir ons van nuwe lewe, van 'n nuwe begin. Dit vertel vir ons van die oorwinning van God oor die magte van die bose. En as ons nou hierdie skrifgedeelte van vanmôre lees en dieper gaan kyk na die betekenis daarvan, dan is dit wat hier vir ons gesê word in een sin, dat Jesus se oorwinnende krag is tot elkeen van ons se beskikking. Jesus se oorwinnende krag is vir elke faset van ons lewe tot ons beskikking. Nou weet ons dat Maria Magdalena was 'n vrou wat baie lief was vir die Here Jesus, maar dit kon ook nie eintlik anders nie, want as ons in Markus 16 vers 9 gaan lees, dan lees ons daar hoe dat die Here Jesus 7 duiwels uit haar uitgedryf het. Maria Magdalena was eintlik 'n lewende voorbeeld van die oorwinnende krag van God in 'n mens se lewe. En nou kan ek myself goed voorstel dat wanneer sy daar voor die kruis gestaan het en gesien het hoe dat die laaste asem, die laaste lewe so uit die Here Jesus uitgevloei het, daar iets in haar gemoed dalk moes gebreek het. Ek dink dat sy die verlies van Jesus se dood dalk baie erger as die meeste van die ander wat daar rondom die kruis gestaan het, beleef het. Hierdie Jesus wat daar iets van die oorwinnende krag van God laat beleef het, word daarna ook dood in 'n graf neergelê, oënskynlik verslaan deur die bose, waarvan sy so flissies tevore bevry was. En ek dink dis waarom sy ook gehuil het daar by die graf, dalk bang dat hierdie bose wat na haar oordeel vir Jesus oorwin het, weer 'n intrek in haar lewe kon kry
en beheer kon oorneem van haar lewe. Sy het alreeds die oorwinnende krag van God in haar lewe ervaar, maar sy het nog hoegenaamd nie voluit daarvandaan uit beginne lewe nie. En as sy nou hier omdraai en vir Jesus herken, dan glo ek dat haar hart in haar borskas as te ware moes gaan stil staan het. Toe Maria Magdalena vir Jesus hier sien, was daar by haar net een begeerte, en dit is om na hom toe te hardloop en haar arms om hom te slaan en om uiting te gee aan hierdie uitbundige vreugde wat opgekrop in haar binneste was. Maar dan moet sy hierdie vreemde woorde van Jesus hoor, as hy vir haar sê, moet my nie vashou nie. Vreemde woorde wat ek dink sy aanvanklik ook glad nie wou verstaan nie, want haar enigste begeerte was om haar geliefde Jesus vas te hou en om te sorg dat hy nou vir altyd hier by haar is en dat sy selfs bereid sou wees om hom met haar lewe te beskerm. Nou is dit juis wat Jesus hier wil voorkom as hy vir haar sê, moet my nie vashou nie. Wanneer hy dit vir haar sê, dan wil hy vir haar kom herinner daaraan dat daar nou 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin aangebreek het. Voorheen was dit net moontlik om Jesus se teenwoordigheid te ervaar wanneer jy fisies in sy nabyheid was. Maar nou wil Jesus haar laat verstaan dat met hierdie nuwe begin wat aangebreek het, jy sy teenwoordigheid kan ervaar wanneer jy vanuit sy oorwinnende krag jou lewe beginne leef. En as hy vir haar hier sê, moet my nie vashou nie, dan beteken dit eintlik dat hy vir haar sê, gaan leef vanuit my oorwinnende krag. Dis van hierdie selfde oorwinnende krag waarvan Paulus in Filippense 3 praat, as hy sê al wat hy wens is om Jesus te ken en vanuit die krag van sy opstanding te beginne lewe. Kan ek jou vanmôre vra, wil jy Jesus se teenwoordigheid ervaar? En ek is doodseker dat elke een hier vanmôre sal sê ja. Ja, ek wil graag Jesus se teenwoordigheid ervaar. Sit hom net bietjie oor vir die ander ene, ek weet nie hy wil daar sy. En sommige mense wil graag Jesus se teenwoordigheid ervaar in 'n nuwe soort erediensbelewenis waarna hulle soek. Ander gaan soek dit in die musiek wat gesing word en nog ander gaan soek dit in 'n soort van 'n vroomheidsteologie waarin daar net gefokus word op God se liefde. En kan ek sê dat al hierdie maniere is 'n werklike soeke na die belewenis van Jesus se teenwoordigheid. Maar as ons nou werklik na Jesus se teenwoordigheid in ons lewe wil gaan soek, dan sê hy vir ons hier, daar's eintlik net een manier en dit is om te gaan leef vanuit my oorwinnende krag. Gaan vanmôre uit hierdie kerkgebou uit, en daar waar jy leef, daar waar jy bly, daar waar jy beweeg, daar waar God jou geplaas het in die wêreld, en gaan leef daar in al die verskillende verhoudings waarin jy staan, vanuit hierdie oorwinnende krag van die Here. As man en vrou, begin leef vanuit Jesus se oorwinnende krag. Want die oomblik wanneer 'n mens vanuit sy oorwinnende krag begin leef, dan begin jy na mekaar kyk deur die oë van die Here Jesus en dan begin jy leef met Jesus se gesindheid teenoor mekaar. En die oomblik wanneer jy met Jesus se gesindheid teenoor mekaar begin lewe, op daardie oomblik kom daar 'n nuwe varsheid en 'n nuwe frisheid ook in jou verhouding. Al voel dit partykeer dalk vir jou asof dit 'n doodgeloopte verhouding is. Ons is nie in hierdie wêreld, maar toevallig waar ons is nie. Ons is nie toevallig in die werk en in die vriendekring en in die familiekring waarin ons is nie. God het ons daar geplaas.
En God het ons daar geplaas om 'n merkbare verskil vir sy koninkryk in hierdie wêreld te maak. En die enigste manier waarop ons dit kan doen, is wanneer ons begin leef vanuit sy oorwinnende krag, op so 'n wyse dat mense die opgestane Here Jesus in ons lewe kan raak sien. Dat ons begin leef op so 'n wyse dat ons na die voorbeeld van die Here Jesus wat tot in die dood toe gehoorsaam was aan sy Vader, ook gehoorsaam sal wees aan die wil van God in ons lewe. In die oomblik wanneer ons gehoorsaam is aan die wil van God in ons lewe, dan gaan dit nie meer oor myself nie, maar dan leef ek vanuit hierdie oorwinnende krag van Jesus op so 'n wyse dat God se wil deur my na vore kom in my doen en late en in mense se lewens dan aanraak. Die oomblik wanneer ek begin leef vanuit die oorwinnende krag van die Here Jesus, op daardie oomblik wys ek dat ek deur my geloof ook saam met Christus uit die graf uitgestap het. Dat my ou lewe van sonde nou agter my is en dat ek 'n nuwe lewe lei waarin die gesindheid van die Here Jesus, daardie alles opofferende en onvoorwaardelike liefde deur my die wêreld inspoel. En nou sê Jesus hier vir Maria Magdalena, maar ek kom sê dit vanmôre ook vir ons, as jy nou my teenwoordigheid in jou lewe wil ervaar, dan moet jy vanuit hierdie oorwinning wat ek behaal het vir jou en vir elkeen, moet jy begine lewe. Gaan leef met daardie moeilike buurman, daardie moeilike kollega, daardie verhouding in die familie en in die vriendekring wat vir jou baie kere lyk asof dit vasgeloop het, gaan leef met Christus se gesindheid. Vanuit Jesus se oorwinnende krag, en hy sê jy sal my nabyheid belewe omdat daar iets moois, iets nuuts, iets vars weer in daardie verhouding sal kom. Maar selfs meer as dit. Ons kan ook Jesus se oorwinnende krag beleef en weet dat dit tot ons beskikking is om die dinge te oorwin wat ons kniehalter in die lewe. Jesus se uitstap uit die graf, Jesus se oorwinning oor die dood het van ons ook meer as oorwinnaars gemaak, sê Paulus vir ons baie duidelik. En om meer as oorwinnaars te wees beteken dat ons hoef nie meer tevrede te wees met dit wat verkeerd is in ons lewens nie. Ons hoef nie meer maar net te sê ek is nou so gemaak en so laat staan nie. God se oorwinnende krag het ons verander, het ons vernuwe. Ek hoef nie meer tevrede te wees met my, kom ons sê maar vinnig hier meer nie. Ek hoef nie meer gebuk te gaan onder die verkeerde gewoontes in my lewe nie. Daardie selfde oorwinnende krag van God, kan ek sê daardie selfde almag van God wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is tot jou en my beskikking om as nuwe mense te begine lewe. Om al hierdie dinge te bowe te kom en om nie te begin lewe tot Jesus se eer. Het jy gehoor in dieselfde asem wat Jesus hier vir Maria Magdalena sê, moet my nie vashou nie. Kom gee hy vir haar 'n ongelooflike opdrag om uit te voer. Hy sê vir Maria Magdalena, gaan na my broers toe. Hy stuur vir Maria Magdalena van hom af weg om vir die ander disippels te gaan vertel. En al wat hy wil hê, wat sy vir die disippels moet gaan sê is, Jesus lewe. Al wil Maria Magdalena vir al die krag en vir al die lewe in haarself vir Jesus hier by haar hou, is
stuur Jesus haar van hom af weg. En wil hy eintlik vir haar sê, jy kan my nie meer net vir jouself hou nie. Daar's 'n wêreld daar buite wat moet hoor Jesus lewe. Daar's 'n wêreld daar buite wat gebuk gaan onder die booshede en die wreedhede van hierdie wêreld en van die duiwel en al sy magte wat moet hoor Jesus lewe. En daarom is dit nie net Maria Magdalena wat van Jesus af weggestuur word nie. Dis ons, sy kinders wat hy van hom af wegstuur en vir ons sê, gaan vertel vir die wêreld daar buite. Gaan vertel vir 'n wêreld wat gebuk gaan onder die gevolge van die sonde. Jesus lewe. Daar is 'n moontlikheid om vanuit sy oorwinnende krag van die wêreld 'n beter en 'n nuwe plek te maak. Het jy nou al gedink wat 'n enorme voorreg dit vir ons is om hierdie boodskap te gaan uitlewe? Iemand het een keer gesê, wanneer Jesus jou wil red, dan roep hy vir jou kom. Maar wanneer Jesus jou gered het, dan stuur hy jou en hy sê gaan. Ons kan nie maar net hierdie ongelooflike boodskap van Jesus wat uit die graf uit opgestaan het, Jesus wat die bose oorwin het en 'n nuwe lewe vir mense moontlik maak, ons kan dit nie maar net vir onsself hou. God maak ons sy getuies om in hierdie wêreld waar ons leef en waar ons beweeg te vertel Jesus lewe. Ek het die Here gesien. En ons doen dit met ons woorde en ons doen dit ook met die manier waarop ons lewe. Want weet jy, ons het 'n wonderlike boodskap om te verkondig. Ons het 'n boodskap om te verkondig, om vir die wêreld, om vir mense te sê, daar is in Jesus oorwinning oor die verlede. Ons as sy kinders het saam met Jesus uit die graf uitgestap. Ons het saam met hom uit die dood uit opgestaan. Ons sonde, skuld is betaal. Ons lewe as nuwe mense in God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Wat 'n wonderlike boodskap om vir mense te gaan vertel oor jou sonde. Hoef jy nie meer bekommerd te wees nie. Jesus se oorwinnende krag het jou van jou sonde verlos. Maar wat 'n wonderlike boodskap om ook vir die wêreld te vertel dat daar in Jesus oorwinning ook in die hede is. Maria Magdalena was platgeslaan oor die kruisgebeure. Haar hele wêreld het in duie gestort. Maar sy gaan van die leë graf af weg as 'n ander mens wat by daardie graf aangekom het. Ons hoor haar hier hartlik uitroep Rabboni wanneer sy vir Jesus herken. Dis 'n nuwe Maria Magdalena wat hardloop om vir die disippels te gaan vertel, ek het die Here gesien, haar hede, haar onmiddellike bestaan word diep geraak deur die opstandingskrag van die Here Jesus. Daardie opstandingskrag van die Here Jesus wat ook in ons dag, dalk vir jou en vir my, weet nie wat is elkeen se situasie nie, maar wat vir platgeslaan is, weer optel. Wat vir moedeloos is, weer krag gee. Wat vir hooploos is, weer moed gee. Wat vir mense wat voel asof hulle lewe in duie gestort het, weer 'n nuwe sin en 'n nuwe betekenis in hulle lewe gee. Sodat hulle ook, jy en ek ook, in ons lewe elke dag kan uitroep, ek het die Here gesien. Maar ons het ook 'n boodskap om te verkondig, om te sê, ek het die Here gesien. Jesus se opstandingskrag
maak ook vir ons 'n nuwe toekoms moontlik. Die poorte van die hemel het daardie eerste Paasondagmôre vir Maria Magdalena en vir elke een van ons vir altyd oopgegaan. Gaan lees maar in Hebreërs hoe dat daar gesê word dat die voorhangsel geskeur het. Dat daar geen skeiding nou meer tussen ons en God is nie. En met die poorte van die hemel wat vir ons oopgegaan het, beteken dit dat daar vir ons 'n ewige toekoms saam met God is. En al kyk ons nou na die wêreld, en ons sien al hierdie booshede van die wêreld, en dit raak ons diep aan die hart, dan moet ons weet, dis maar die laaste stuiptrekkings van die magte van die bose wat reeds oorwin is. Wat oorwin is daardie oomblik toe Jesus opgestaan het en uit die graf uitgestap het. En is hierdie oorwinning wat jy en ek die opdrag van God afkry om te sê, gaan en gaan vertel dit vir die wêreld. Dis 'n oorwinning wat uitloop op die ewige lewe. Die nuusfoto's van hierdie wêreld verkondig eintlik maar net die haat van die verslaane bose. En ek wil jou uitnooi dat wanneer jy hierdie foto's sien of hierdie berigte lees, dat dit jy moet herinner dat Jesus vir ons sê, moet my nie vashou nie. Gaan en gaan vertel. Gaan en gaan wees my volgeling. Gaan leef op so 'n manier dat mense in jou die opstandingskrag van jou verlosser kan raak sien. Gaan leef op so 'n wyse dat mense in jou kan sien dat die lewe vir jou nuwe betekenis gekry het. Gaan leef op so 'n wyse dat my krag al hoe meer deur jou ook die boosheid van hierdie wêreld kan verslaan. As Jesus sê, moet my nie vashou nie. Gaan en gaan vertel. Dan sê hy vir ons, gaan vertel vir die wêreld, Jesus lewe, sodat al meer mense deur hierdie boodskap van Jesus se oorwinnende krag geraak kan word. Sodat al meer mense saam met ons eendag in die heerlikheid van die hemel vir altyd Jesus se teenwoordigheid kan ervaar. Amen. Here onse God, ons moet vanmôre sê dat ons so graag vir onsself die lewende Here Jesus wil toeëien en dat ons vir U graag so naby as moontlik aan ons wil hê. Maar vanmôre hoor ons juis dat U vir ons sê, moet my nie vashou nie, gaan en gaan vertel vir die wêreld, Jesus lewe. Here, ons voel onsself baie kere so onbekwaam om hierdie groot boodskap uit te dra. Dan hoor ons vandag, al wat U wil hê, is dat ons ook moet wys deur ons lewe, dat die opstandingskrag van die Here Jesus van ons nuwe mense gemaak het, en al wat U wil hê, is dat ons ook sal gaan sê, Jesus lewe, en U sal self deur die opstandingskrag van Jesus Christus daar verandering bring. Ons kan tog so bid, Here, vir ons wêreld, dat daar 'n verandering sal kom. By U is alle dinge moontlik en vir U is alle dinge eintlik maar met respek gesê kinderspeletjies om af te handel en nie te maak. Kom asseblief, Here, gebruik ook vir ons as U kinders oral oor die wêreld heen in hierdie opstandingstyd van ons Here Jesus waar ons dit herdenk, om 'n
op so 'n wyse te leef dat daar gesien en gehoor word dat ons nuwe mense is. U ken ons elkeen van môre hier by die naam, u weet van elkeen se worsteling dalk, dinge wat ons dink ons nie te bowe kan kom nie. Baie dankie vir die versekering dat ons maar net kan begin leef vanuit die oorwinnende krag en dat ons juis dan ook al hierdie dinge van ons lewe wat ons kniehalter om u met oorgawe te dien, van sal kan ontslaa raak. Ons loof en ons prys u vir u goedheid en vir u grootheid. En dat ons weet, dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is tot elkeen van ons se beskikking. Laat leef ons, Here, as nuwe mense tot u eer. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. U kry geleentheid om die Here met die offergawes te verheerlik. Here, U is die gewer van alle goeie gawes. Ons ontvang dit so onverdiend. Ons kan ook maar net saam met die gesangedigter sê, alles is genade, onverdiende guns alleen. En as ons dan ook nou ons dankoffers gee, dan is dit maar eintlik klein teenoor die groot genade en guns wat ons uit U hand ontvang. Maar ons gee dit met groot dankbaarheid. Vra Here dat dit aangewend word tot die eer en die voordeel van U koninkryk. Ons bid dit ook in Jesus se naam. Amen. Voordat ons die slotlied sing, wil ek daarom net vir julle vra om voorbidding te doen vir die beroepingsvergadering van die 6de Mei. Dit is nou volgende week. Ons almal 'n verantwoordelikheid om hiervoor te bid en te vra dat die Here ook die kerkraad sal lei om die regte keuse te maak, sodat daar uiteindelik gesê kan word, die Heilige Gees en ons het saam besluit. So die kerkraad het regtig almal se gebede in hierdie tyd nodig vir hierdie groot besluit wat geneem moet word. Ons gaan afsluit as ons sing van dat Christus waarlik opgestaan het, die Heer het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Kyk net daar, hy het die lewe deur sy dood verwerf, oorwinning is vir ons verkry oor sonde, mag en heerskappy van lewe deur die opstandingskrag van Jesus.
heerskappij. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlijk opgestaan. Versondags het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Hy het oorwin die dood en die hel, ons kan dit wêreldwyd vertel. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Aan hom die lof, die roem en eer, hy laat ons met hom triomfeer. Laat ons, o Here, deur u Gees afhanklik en oorwinnaars wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees. Amen. 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 Soos God vir my gestuur het